Lesing nommer 19. Ons is by die gawes van die Gees. Nou, ons het laasweek bietjie gesels oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek weet nie wie van julle het in die laaste week dalk 'n ondervinding gehad in daai lyn nie. Amen. Dankie Rika. Is daar nog van julle wat 'n nuwe ervaring, 'n nuwe belewenis van die Here gehad het? Maar maak nie saakie. Dit is 'n proses, dis 'n pad wat die Here vir ons oopgemaak het en die Here lei ons daarin en die Here gaan vir ons nog baie oopmaak. En ons gaan vanaand begin gesels oor die gawes van die Gees. Vanaand en volgende Woensdag aand. En so wat die gawes van die Gees betref, wil ek graag hê ons moet begin net om eers te verstaan hoe werk die geesteswêreld. En die geesteswêreld is iets wat so ryk en so wyd is, dat 'n mens kan dit nie in een lesing opsom nie, maar ons gaan ons bes te probeer om dit mooi te verstaan en om dit prakties toe te pas. En ek vertrou die Here dat wanneer ons vanaand hier uitstap, gaan elkeen van ons ten minste kan probeer het om 'n taal uit te lê en probeer het om te profeteer. So ek weet nie as julle gereed daarvoor. Amen. Nou kom ons gaan lees sommer net aan die begin, net om iets van die geesteswêreld te begryp. Psalm hoofstuk 19 vers 2. Die psalmskrywer skryf daar: die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen sprake, daar's geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Nou, wanneer ons oor die geesteswêreld praat, moet ons onmiddellik vir mekaar sê dat in die geesteswêreld werk dit nie soos wat ons wêreld werk nie. Die geesteswêreld is oop, hy's ruim, daar's nie vaste posisies nie. In die geesteswêreld kan ek die een oomblik in Vredefort wees en die ander oomblik is ek in Europa. Ek kan die een oomblik hier wees en die ander oomblik is ek in die hemel. In die geesteswêreld kan Jesus terselfdertyd binne in my wees, hy kan hier teenwoordig wees, hy kan by die regterhand van God die Vader wees, en hy kan op baie plekke wees, want die geesteswêreld werk so. En in die geesteswêreld is daar invloede, daar's spraak wat uit, daar's dinge wat gespreek word, en daar's 'n wonderlike getuienis wat ek gelees het van 'n dominee wat in 'n ongeluk beland het, opregte kind van die Here, en hy vertel, terwyl hy in 'n koma was, het hy in die geesteswêreld, het hy baie belewennisse en dinge gehoor. Hy het gehoor hoe sy gemeente vir hom bid, hy het gehoor dinge wat mense oor hom sê, hy het gehoor wat sy vrou, hoe mense oproepe maak en hoe sy vrou hulle antwoord, en dit het hy alles gehoor terwyl hy in die hospitaal lê, waar niemand van hulle naby was nie. En dit gee ons 'n prentjie van die geesteswêreld, wat 'n baie ander wêreld is as wat onbesef. En Dawid gee so 'n mooi beskrywing hier. Hy sê die hemele vertel die eer van God. En wanneer hy dit sê, dan verstaan ons dadelik, hy praat geestelik. Ons het nog nooit gehoor dat die blou lig bokant ons enige iets gepraat het in ons ore nie, in ons fisiese ore nie. Hy sê die uitspansel verkondig die werk van sy hande, die een dag stort vir die ander dag 'n boodskap uit. Vandag is amper verby en hy sê hierdie dag gaan vir die dag wat kom, gaan hy vertel sekere dinge van die grootheid van die Here. Maar dis spraak wat ons met ons fisiese ore nooit hoor nie. Hy sê die een nag kondig vir die ander nag kennis aan. En is eintlik geweldig interessant om te dink dat in die Bybel het dinge wat ons nie dink intelligensie het nie, het intelligensie. 'n dag praat met die volgende dag, 'n nag gee vir die volgende nag kennis. Jesus praat met 'n boom. Ons dink nie 'n boom het verstand nie, maar Jesus praat met hom asof hy met 'n mens praat. Hy sê vir hom, vervloek is jy, in jou lewe sal jy nooit weer vrugte dra nie. En dan sterf die boom. En so die geesteswêreld is baie groot, baie ruim, baie oop. En terwyl ons besig is om te praat oor die gawes, en veral wat ons vanaand praat oor profesie en oor uitleg, en albei van hulle te doen met spraak, moet ons weet dat in die geesteswêreld
werk dit nie so dat God moet by my opdaag en hy moet nou met my praat en dan kry ek 'n taal en dan spreek ek daai taal nie. Daar's spraak wat vloei. In die geesteswêreld vloei alles. Alles is besig om te vloei. Daar's 'n vloeiende aanbidding voor die troon van die Here. Ons sien in Openbaring beskryf Johannes vir ons en hy sê dat dag en nag is die engele, die serafs en die lewende wesens besig om voor die troon van God te sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Daar's vloeiende aanbidding, daar's vloeiende eer deur die skepping, daar's vloeiende spraak van die gees van God en van die Here wat kom. En dit moet ons verstaan wanneer ons begin ingaan in die begrip van tale en uitleg van tale. Want jy sien wanneer dit kom in die geesteswêreld, is daar 'n permanente vloei van kennis en van wysheid en van die eer en die lof van God. So dit is nie 'n beperkte stroom of 'n beperkte gesprek of iets wat net met sekere tye kom en met ander tye nie daar is nie. Dis heeltyd daar. En die beste om dit te verstaan is om dit te vergelyk met dit wat ons vandag ken, ons televisies byvoorbeeld. Daar is 'n uitsaai sentrum en daai uitsaai sentrum saai dag en nag uit. Die oomblik wat ek my televisie aanskakel, dan ontvang hy daai sein en hy vertaal daai sein, hy interpreteer dit en hy wys vir my wat hulle uitsaai. So, wanneer ek niks sien op my TV nie, wat is die probleem? Die TV is af. Daar word uitgesaai, maar ek vang dit nie op nie. En dis die idee waarmee ons moet ingaan wanneer ons in die geestelike gawes ingaan. Van God se kant af is dit oop, beskikbaar, nou, hier, enige tyd. By my kant moet ek myself instel om dit te kan ontvang en dit te gee. So, kom ons gaan, as ons nou as ons self in daai posisie gestel het, kan ons nou begin nader kom aan dit wat ons vanaand oor moet gesels. En dis wat Psalm 19 vir ons so mooi verduidelik. Hy sê vir ons dat daar's 'n geesteswêreld wat aktief is, wat 'n gemeenskap het, 'n geestesgemeenskap het, en dag en nag is daar spraak, kennis, wysheid, 'n oop gesprek, kan ek amper sê, tussen geestelike wesens en aktiewe dinge wat daar gebeur. Maar nou ja, kom ons gaan 'n bietjie verder en ons begin vanaand met ons eerste kategorie, en dit is om aan te sluit by laasweek, die doping in die Heilige Gees. Ons het laasweek gesels oor hoe ontvang ek die Heilige Gees. Die oomblik wat ons praat van gawes van die Gees, moet ons weet dat die gawes kom van die Heilige Gees af. Sonder die Heilige Gees, geen gawes nie. Sonder die Heilige Gees se werking, kan ek nie funksioneer in die gawes nie. Alles wat wanneer ons kom by die gawes van die Gees, moet ons mekaar sê dat geen gawe kan werk sonder die Heilige Gees. Ek kan die gawe hê om in tale te praat, maar ek kan dit nie uit myself uit laat gebeur nie. Ek kan my mond oopmaak en ek kan begin spreek en die Gees kan woorde in my mond lê. Maar sonder die Heilige Gees sal dit net 'n geblabber wees. En dis hoekom ons mooi moet verstaan wat dit beteken. So, wanneer dit kom by die doping in die Heilige Gees, is daar 'n vraag. En dis 'n vraag wat in die kerk baie keer opgekom het, is dit die finale doel waarna toe ons werk? Of is die doping in die Heilige Gees 'n middel wat ons vat na 'n groter doel toe? So, wanneer ek bid en jy sê, Here, vul my met die Heilige Gees, die oomblik wat die Heilige Gees ontvang het, is dit wat ek na toe werk, of is daar iets waar ek verder mee gaan? Nou, in hierdie studie wat ons gaan kyk, dan gaan ons sien dat die doping in die Heilige Gees is nie net daar om vir ons soos die ou lied sê, the joy unspeakable and full of glory te gee nie. Dit is 'n deel van die voordeel, dit is deel van die wonderlikheid daarvan om vervul te word met die Heilige Gees, is die blydskap en die wonderlike belewenis, maar dis nie al waaroor dit gaan nie. Die doping in die Heilige Gees is 'n ingang in die bonatuurlike.
Die oomblik wat ek die dooping in die Heilige Gees ontvang, word dit amper die hek waardeur ek stap in 'n bonatuurlike wêreld in wat vir my vroeër onbekend was en ongewoon was. En dit wat onbekend was en nie tot my beskikking was nie, word ewe skielik tot my beskikking. En die oomblik wat dit tot my beskikking kom, sien ek die verskillende fasette daarvan en die verskillende dinge wat daar uitkom. En Paulus gee vir ons 'n lys van gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12 vers 8. So kom ons lees dit bietjie saam daar, dan kyk ons na hierdie gawes. 1 Korintiërs 12 vers 8, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. So daar is ons die volledige lys van gawes van die Gees. En hierdie dinge, toe die apostels gedoop is in die Heilige Gees, het niemand vir hulle gesê, hierdie gaan die 9 gawes wees wat gaan uitkom nie. Hulle het in die Heilige Gees gefunksioneer, en die volgende kon hulle hierdie trend amper onderskei. En sien maar, partykeer is daar iemand wat in tale praat, en dan is daar anders ewe skielik iemand wat dit verstaan, en wat vir ons kan sê, wat het hy gesê? En hulle het agtergekom, een van hierdie ouens wat vervul is met die Heilige Gees, loop na 'n siek ou toe, hy sit sy hande op hom, en daar word die ou gesond. En so het hulle onderskei en begin sien, dit is hoe die Gees werk, daar's verskillende maniere wat hy werk, en hy werk deur sekere ouens op hierdie manier, en op ander ouens op daai manier. En Paulus maak hierdie lys, en wanneer ons kyk na hierdie lys, dan is daar 9 gawes, en hierdie 9 gawes kan ons opdeel in 3 afdelings, om dit so te stel. So die eerste een is gawes van openbaring. Hier is 3 gawes wat te doen het met om dinge oop te maak wat geslote is. Woord van wysheid, woord van kennis en onderskeiding van geeste. Dan, die tweede afdeling is gawes van krag. Gawes van krag sluit in geloof. Geloof is 'n krag. En wanneer ons praat hier van geloof, dan hierdie geloof is nie geloof wat ons nodig het om die Here te ontvang of om die Heilige Gees om te ontvang nie. Hierdie is die gawe van geloof. Dis die gawe van wonderwerke, die gawe van genesings. Nou ons sal volgende week gaan ons bietjie ingaan op hierdie eerste 6 gawes. Die gawes wat ons vanaand oor gaan gesels is die derde afdeling wat ons noem die vokale gawes. Vokaal beteken, dit het te doen met jou stem, of met jou mond. So, daai 3 is, eerstens, tale. Die tweede een is, uitleg van tale. Die derde een is, profesie. So kom ons gaan kyk bietjie na daai 3 vanaand, en mag die Here dit vir ons regtig mooi laat verstaan, en duidelik laat wees, hoe dit werk. So, wanneer dit kom die gawes van die Gees, spesifiek in die gedeelte wat ons nou gelees het, 1 Korintiërs 12, praat hy van allerhande tale. Daar is ook plekke in die Bybel wat hy verwys na ander tale. Daar is ander plekke wat hy verwys na vreemde tale. Nou al hierdie begrippe van tale is om ook vir ons duidelik te maak dat daar is verskillende soorte tale. Of eintlik kan ek sê, daar's verskillende applikasies. Op die een plek werk die tale vir dit, op die ander plek werk die tale vir dat. So kom ons gaan lees bietjie, wat is die verskillende dinge. Die eerste ene wat ons daar sien is, praat in 'n ander taal. Nou, ons het gesien dat die doping in die Heilige Gees, die teken van die doping in die Heilige Gees is om te praat in tale. So, wanneer dit kom by die doping in die Heilige Gees, ontvang almal die tale. Daar is niemand wat uitgesonder is en niemand wat dit nie ontvang nie. Dit is die uiterste teken dat ek gevul is met die Heilige Gees en gedoop is met die Heilige Gees. En dis die taal waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 14 vers 2. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want
Niemand verstaan dit nie. Nou wanneer ons nou na die ander tipe tale gaan kyk, as jy sien, daai tale het 'n uitleg, hierdie tale het nie 'n uitleg nie. Hy sê hier duidelik, niemand verstaan dit nie. Deur die Gees spreek hy verborgenhede. Verborgenhede, die Griekse woord daar is mysterion. En mysterion is die woord waarvan die Engelse mystery afgelei het. En mystery beteken 'n geheimenis, 'n ding wat weggesteek is, 'n ding wat niemand ken nie. En dan sê hy ook in vers 4, hy wat in taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So daar is die 3 definisies van die eerste soort tale. Eerstens, dis praat met God, dis kommunikasie met God. Nou ek kan met God in Afrikaans ook praat. Maar wanneer ek in tale praat, kommunikeer my gees direk met God se gees. Dis 'n ander vlak van kommunikasie. Terwyl wanneer ek in Afrikaans bid, dan kommunikeer my verstand met God, wat gees is. So, daar's 'n hoër vlak van kommunikasie. Gees tot gees is 'n hoër vlak as wat verstand tot gees is. Dan die tweede ding is, hy spreek verborgenhede, geheimenisse, soos ons gesê het, en dan, ek praat in tale om myself op te bou. Ek hoef dit nie uit te lê nie, niemand hoef dit uit te lê nie, ek hoef nie te weet wat ek sê nie, maar my gees word gestig. Dis 'n wonderlike gebeurtenis. Nou die tweede soort is die gawe van tale. Dit wat ons nou gelees het in 1 Korintiërs 12. En hierdie gawe is om in die kerk op te staan met die doel dat wat ek nou gaan spreek is 'n profetiese taal. Dis 'n profesie wat in tale gebring word en hy het 'n uitleg. So, daarvan het ons baie mense wat in die Pinksterkerke ondervinding het, sal weet, dit is iets wat ons baie jare sien en wat 'n mens eintlik mis in die Pinksterkerke. Maar iemand staan op, hy bring 'n taal en dan volg wat daar ook al sal volg, ons sal nou daarby uitkom. Dan die derde soort is tale wat 'n teken is vir ongelowiges. En baie keer is daai ander taal word verstaan deur 'n ongelowige wat daai taal magtig is. So met ander woorde, as ek hier 'n taal bring en sonder dat ek weet, praat ek Spaans. En hier's 'n Spanjaard wat vanaand hier sit, gaan hy weet wat ek sê, alhoewel ek self nie weet wat ek sê nie. En daar's baie getuienisse daarvan. Een van die getuienisse wat ek lief is om te vertel is van my ouma, jare terug hier in ons eie kerkie, het hulle aanddiens gehad, hulle stap uit, die diens is verby, sy kom agter in die voorportaal en toe sy in die voorportaal kom, toe raak sy gewaar die Heilige Gees lê 'n taal in haar mond. En sy staan toe net daar, mense is al besig om mekaar te groet en sy sê, hoorie, verskoon my, maar ek voel nou, hier's 'n taal wat ek moet bring. Sy bring die taal en daar's geen uitleg nie, almal stap uit, groet mekaar, gaan huis toe. Die volgende dag toe kom die pastoor en sy vrou op die plaas aan, toe sê hulle wil net vir haar kom vertel wat het gebeur. Hulle sê die vorige aand toe sy daai taal gebring het, was daar 'n besoeker in die kerk gewees en die man kon Tswana praat. En dit was 'n wit Afrikaanse persoon, maar hy het Tswana goed geken, hy het naby daai gebiede groot geword waar hulle dit gepraat. En hy het na die pastoor toe gekom, nadat almal al gery het en gesê, die vrou wat nou hier gepraat het in Tswana vir my gesê, dat ek gaan vanaand sterf en ek gaan hel toe, want my saak met die Here is nie reg. En net daar het die pastoor hom na die Here toe gelei, en hy het gebid, en hy het sy hart en sy lewe vir die Here gegee, en daai nag is hy dood. Die maandagoggend het sy vrou die pastoor laat weet, die oom is oorlede gisterand, en hulle toe gekom en hulle is my ouma kom vertel en sê, prys die Here, hy het gisterand sy lewe en hart vir die Here gegee. En dit het gekom deur 'n taal wat verstaanbaar was vir iemand wat daai taal magtig was. En wat 'n wonderlike gereedskapstuk is dit nie. En die feit dat net hy geweet het wat gesê word, het hy geweet dit is vir hom bedoel. En hy het geweet, daar word met hom gepraat deur die Heilige Gees. So, dis die derde soort. En dan die vierde taal. Nou, ek kan nie eintlik sê dis 'n vierde soort nie, ek dink hy val dalk maar in by die ander drie, maar
Baie keer is daar 'n emosie wat gepaard gaan met dit wat in tale gesê word. Ek het al baie keer op die plaas het ek gestaan en ek het gebid en ek het iemand se gesig gesien en in tale het ek gebid. Ek neem aan vir daai persoon. Ek weet nie. Mense is nie altyd seker wat is jy besig om te bid nie. Maar dan word ek geweldig hartseer. En dan weet 'n mens nie altyd hoekom nie. Dalk is daar een of ander pyn in daai persoon se lewe. Dalk is daar een of ander uitdaging wat hom voorlê. Dalk 'n hartseer, dalk 'n beproewing, 'n versoeking, wat ook al. Dalk is sy saak met God nie reg nie. Maar ander kere het ek al gebid en terwyl ek in tale bid, word ek kwaad. En wanneer so woede in 'n mens opstaan, maar jy weet jy's besig om te veg teen Satan en sy demone. Besig om te veg teen wat ook al die duiwel mee besig is. En daar's 'n heilige woede wat daarmee saamkom en 'n mens se tale raak hard en aggressief deur die gees van die Here. So, dis 'n wonderlike proses en dis 'n proses waar jy nie in beheer is nie, gelei deur die Heilige Gees, maar dit is alles dinge wat ons kan weet, deel is van dit waaroor ons praat wanneer ons oor tale praat. So kom ons gaan gesels 'n bietjie oor die uitleg. Dink tale is iets wat amper makliker is, wil ek sê, vir myself, vir my eie lewe is dit vir my makliker om in tale te praat as om te kom by uitleg en profesie. Hoekom is uitleg moeiliker? Want wanneer ons kom by uitleg, dan is uitleg Afrikaans. Tale verstaan ek nie. So, dit vloei makliker, dit gaan makliker, dit hardloop oor jou lippe en jy gee nie om hoe dit klink, wat dit is nie, want dis vir jou onbekend, jou verstand kan nie interfereer nie, om nou 'n mooi Afrikaanse woord te gebruik. Maar wanneer dit by uitleg kom, dan is dit moeilik om jou gees te laat vloei en jou verstand nie te laat inmeng nie. So dit is oefening. Want ons is gees, ons is siel, ons is liggaam. So my verstand wil verstaan wat aangaan. Maar my gees hoor by God. En wanneer die twee nie los is van mekaar nie, dan kry jy wat ons noem inmenging. En wanneer daar inmenging kom, dan kom die taal en die profesie nie so suiwer as wat dit behoort te wees nie. Maar kom ons gaan kyk eers daarby uitleg. Die eerste punt is, sonder tale is daar geen uitleg nie. Nou dit kan ons verstaan, dit is logies. 'n Mens kan nie sê jy lê iets uit as daar nie 'n taal was nie. So, 'n uitleg kom altyd na 'n taal. Die tweede punt is, uitleg kom ook deur die Heilige Gees. Net soos wat tale deur die Heilige Gees kom. So met ander woorde, ek werk nie met my verstand uit, wat het ek nou hier gesê nie. Ek spreek deur die Heilige Gees in my moedertaal. Of in watter taal ek ook al magtig is en die Here dit vir my gee in daai taal. So, punt A daar's 'n verskil tussen om uit te lê en om te vertaal. So, wat sal ons nou, is nou moeilik om 'n voorbeeld te gebruik. Maar kom ons kyk, wanneer ons byvoorbeeld iets uitlê, dan beteken dit, hier kom iemand wat, sê maar, ons ontvang 'n prediker hier, wat van Italië afkom. En hy praat Italiaans, maar niemand van ons verstaan Italiaans nie. So wat doen ons? Ons kry 'n tolk. En die tolk luister wat sê die prediker, en hy verduidelik vir ons wat sê hy. Maar hy vertaal nie noodwendig dit nie. Daar was 'n prediker eendag wat opgestaan het ergens, en hy het begin preek en hy het een sinnetjie gesê, en toe hy die sinnetjie gesê het, toe gaan die tolk, en hy praat omtrent 10 sinne. En die prediker vra vir die tolk, het ek dit alles gesê? En die tolk sê, nee, maar ek moes dit alles sê, sodat die mense verstaan wat jy bedoel het met die een sinnetjie. En dit is wat dit beteken om uit te lê. So wanneer ons kom by tale en uitleg van tale,
dan is die woord wat gebruik word in die Grieks is baie duidelik, dis uitleg, dis nie vertaal nie. Vertaal beteken, ek staan hier en ek sê, die gras is groen, in Engels is dit, the grass is green. Dis vertaal. Maar uitleg beteken, ek verduidelik vir jou, wat ek gesien het of gehoor het, sodat jy dit verstaan. En dit is wat uitleg van tale beteken. So mens moet mooi daar verstaan, dis hoekom 'n mens baie keer sal 'n boodskap in tale kry, wat lank is, en as 'n kort uitleg, of jy kry 'n lang, of 'n kort taal, met 'n lang uitleg. So dit is nie verbind aan mekaar nie, dis nie vertaal nie, dis uitleg. Dan die profeteer, wanneer ons praat oor profesie, profesie is om te praat in 'n taal wat bekend is, woorde wat deur die Heilige Gees gegee word. So, profesie is nooit in 'n ander taal nie. Profesie is in die taal wat ek praat, my moedertaal. Maar profesie is ook nie deur die verstand nie. Jou verstand is onaktief wanneer dit kom by enige geestelike gawe. Daar's voorbeelde, Derek Prins vertel 'n voorbeeld van iemand wat 'n ander persoon bedien het, en hierdie ander persoon is 'n Rus. En die persoon wat hom graag wil bedien, ken glad nie Russies nie. Maar met geloof in haar hart gaan sy na hierdie man toe wat Russies is, en sy begin met hom praat, en sy praat in Russies, sonder dat sy weet wat sy sê. En die volgende oomblik is hierdie ou wat so moedeloos gesit het daar, en moeg is vir die lewe, toe kry hy helderheid in sy oë, en hy raak skielik opgewonde. En hy antwoord haar, en sy antwoord hom weer terug, met 'n taal, en sy weet nie wat hy sê nie, maar die volgende toe is daar blydskap in sy hart. En is dit nie wonderlik nie? En dit is so bewys dat jou verstand weet nie wat aangaan nie. Sy weet nie wat sy vir hom gesê het nie, maar sy was beskikbaar vir die Heilige Gees. En dis met alle gawes van die Gees is dit so. Jou verstand kan dit nie laat gebeur nie. Bonatuurlik deur die Heilige Gees. So dis profesie. Nou kom ons gaan nou 'n bietjie na die praktiese kant toe. Dat ons nou gaan sien, hoe gebeur dit? Kom ons gaan net eers so 'n paar skrifte deurvat, net om vir ons mooi te laat verstaan, dit is vir ons elkeen beskikbaar. Die eerste een is 1 Korintiërs 12 vers 7, ons is daar by afdeling 3.a. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. En daai woord nuttig is weer een van daai Griekse woorde wat 'n klomp goed beteken, wat nie in een woord saamgevoeg kan word nie. Daai nuttig beteken toepaslik, wat pas by jou, wat binne jou vermoë is, wat deur die Heilige Gees deur jou gegee kan word. Ons almal wat hier sit verskil. Daar's mense wat hier sit wat maklik kan praat, daar's mense wat moeiliker praat. Daar's mense wat vrymoedig is, en daar's mense wat meer teruggetrokke is. Daar's mense wat 'n sagter gees het, daar's mense wat meer 'n harder aanslag het. En so verskil ons, en op grond van hoe jy is, weet die Heilige Gees wat sal die beste deur jou werk. En hy bedien jou met daai gawe. So, die gawes van die Heilige Gees het 'n uitwerking op jou sintuie. Die gawes van die Heilige Gees neem beheer van dit wat ek sien, wat ek ervaar, wat ek John T. Lake vertel, hy kom in die hospitaal, hy streel sy hand, of nie streel sy hand nie, hy hou sy hand naby iemand se lyf, en dan voel hy, waar is die orgaan wat die probleem het. Hulle kan nie die moeilikheid opspoor nie, hulle kan nie die toetse doen nie, maar hy vat sy hand so oor, en daar waar hy, daar onderskei hy daai orgaan. En die oomblik wat hy dan kyk na daai orgaan, dan sien hy in diepte wat die probleem is. En dit is die moontlikhede wat daar vir ons oopgaan, die oomblik wat ons in die gawes van die Gees begin opereer. Dit is 'n bonatuurlike veld, 'n veld wat ons eintlik ten alle koste, wil ek amper sê, moet ontdek en moet by uitkom. So, aan elkeen, dit is ook een van die punte wat ons by moet uitkom is,
elkeen. Daar's 'n paar plekke, julle gaan dit nou nog weer sien in die ander versies. Paulus stel dit baie duidelik, vir elkeen is daar 'n gawe. Niemand is uitgesluit nie. Niemand is nie dit nie voorbedoel nie. Vers 11 sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So die Heilige Gees deel hierdie gawes uit soos wat hy wil. Dit is baie interessant om te dink dat die Heilige Gees is 'n persoon. Baie mense dink hy's net 'n wind of 'n invloed of 'n hoendervleis teen hulle rugstring af. Dis nie die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy het redenasie vermoë. Hy sien jou situasie en hy toebedeel jou met die gawe wat jy nodig het vir dit. En waar ook al 'n mens jou bevind, ons bevind ons nie self elke dag op die selfde plek nie. Met ander woorde, op een dag sal ek by iemand kom waar die Heilige Gees my die gawe van profesie gee om mee te werk. Môre is ek in 'n ander situasie op 'n ander plek met ander mense en ewe skielik het ek onderskeiding nodig. En dan gee die Heilige Gees die onderskeiding op daai stadium. So 'n mens moet jouself ook nie bind op die plek waar ek het nou net een gawe en dis my gawe en ek werk net met hierdie gawe. Jy kan een gawe hê, maar jy kan ook al 9 hê. Jy kan 4 hê, jy kan 5 hê, jy kan een nou hê en môre het jy 'n ander een. Dit is nie rigied nie. Dis vloeiend. Soos wat die geesteswêreld vloei, so is hierdie gawes is vloeiend in en deur ons. Dan die tweede punt daar, die gawes word aan 'n individu gegee tot almal se voordeel. So met ander woorde, die gawe is nie net daar vir my om lekker te kry nie. Die gawe word vir my gegee sodat ek dit kan gebruik tot almal se voordeel. Wanneer ek 'n profesie bring, is dit tot voordeel van die gemeente. Wanneer ek 'n taal bring, is dit tot voordeel van die gemeente. Daar's geen gawe wat vir 'n ander persoon tot nadeel is nie. Daar's dalk 'n gawe waar jy kan deur profesie of deur 'n woord of deur 'n kennis of wat ook al vir iemand kan openbaar, hy's op pad hel toe, soos dit die voorbeeld wat ons nou gebruik het. Maar ook dit is tot sy voordeel. Want dan kan hy sy hart en lewe vir die Here gee en sy saak reg kry en hy kom op die regte pad. So, maar daar's geen nadeel. Dis tot opbouing, tot stigting, tot vertroosting. Dit is waarvoor die gawes gebruik word. En dan die derde punt, soos ek reeds gesê het, keer op keer sê hy, elkeen, elke persoon. Kyk wat sê vers 31. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes. So, aan die een kant sien ons hier is die Heilige Gees, wat aan elkeen uitdeel soos hy wil, maar aan die ander kant sien ons, ek as mens kan my beywer vir 'n sekere gawe. Hoe doen ek dit? Ek begeer, is baie interessant, die Engelse woord wat daar gebruik word is covet. Covet beteken om te begeer. Dis dieselfde begrip wat in die Ou Testamentiese wet staan, moenie begeer nie. Maar wanneer dit kom by gawes, dan sê die woord, jy moet begeer. Is dit nie wonderlik nie? Begeer die beste gawes. En is dit nie lekker wanneer die Here jou uitnooi om iets te wil begeer nie? Beywer julle met oog op die beste gawes en ek wys julle nog uitnemender weg. So punt 4 is begeer die beste gawes, punt 5 is beywer julle met die oog op dieselfde geestelike gawes. 1 Korintiërs 14 vers 1, die volgende hoofstuk begin, tussenin is 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor liefde. 1 Korintiërs 14, 2 hoofstukke verder, begin met dieselfde versie, of met dieselfde begrip waarmee hierdie hoofstuk afsluit. Beywer jou vir die gawes. Soek daarna, begeer dit, bid dit af, oefen dit. Oefening van gawes is 'n begrip wat dwars deur in Korintiërs 12 en 14 uitkom. 'n Gawe is nie iets wat jy net op 'n dag ontvang en daar het jy hom en jy is voluit, hoe kan ek sê, operasioneel nie. Paulus skryf ook daar, ek het nou nie die versie ongelukkig hier nie, hy sê, oefen jou in die geestelike gawes. So dis 'n oefening, net soos wat ek 'n fisiese oefening doen. Ek nou hier wegtrek en ek hardloop 100 meter en dan slaat ek daar neer en ek kan nie verder nie.
Maar as ek dit vir 'n week of 2 aan mekaar gedoen het, dan kan ek al 2 kilometer dalk hardloop en ek kry dit reg. En dis dieselfde met geestelike oefening. Jou gees moet geoefen word om die gawe ten volle te kan funksioneer. En wanneer ons nou vanaand ons eerste oefening gaan doen, dan gaan jy dit dalk nie mooi reg kry nie. Jy gaan dalk net 'n halwe profesie of 'n halwe woord of wat ook al kry. Maar as jy gaan aanhou en jy gaan dit bly doen, dan gaan jy suksesvol word daar. En dit gaan 'n leefstyl word, gaan deel wees word van jou alledaagse wandel saam met die Here. 1 Korintiërs 14 vers 26 sê, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitleg. Al hierdie dinge wat hy hiervan praat, is gegee deur die Heilige Gees. 'n Psalm in hierdie sin word eintlik bedoel 'n lied. Een kom met 'n lied kerk toe. En dis iets wat ons, hoe kan ek sê, nie as 'n gawe bestempel nie. Ek staan nou oggend op en ek het 'n lied wat heeltyd in my gedagtes is en ek kom hier by die kerk en ek sê, man, kom ons sing hierdie lied. En wat is dit? Dis gegee deur die Heilige Gees. Ons wil dit baie keer sommer dink, nee, dit was nou sommer maar ek self, of is sommer iets wat in my gedagte is, maar dis deel van die gawes, deel van die werking van die Heilige Gees. 'n Lering. As ek vir julle kan, ek moet ook vir julle op 'n dag wys hoe lyk my notaboek wat ek gebruik as ek op die kansel staan. Net 'n kwart van alles wat op die kansel uitgaan wat ek baie keer daar sê, staan in my notas. Die res is profeties. Dit kom deur die Gees van die Here. Ek ontvang dit soos wat ek gaan en mettertyd het ek myself al geleer. Ek weet, hierdie is, as ek daai impulse so kry, dan laat gaan ek net. Baie keer weet ek nie wat gaan die volgende sin wees wat ek sê nie. Want dit is deur die Gees van die Here. En as ek agterna die opname luister en ek sien wat ek in my boek geskryf het, dan kan ek sien, dit was nie ek nie. En dit is die wonderlikheid van as 'n mens begin vloei in die gawe van die Gees wat die Here vir jou gee. 'n taal. Tale is iets wat ons moet oefen. Tale is iets wat moet vloei. Openbaring. Baie keer openbaar die Here vir ons iets. Baie keer wys die Here vir my. Baie mense het al na my toe gekom en sê, ek het hierdie visioen van die Here gekry. Here het my dit gewys. Ek het hierdie droom gekry. Wat beteken dit? En dan sê ek sal nie weet nie. Die Here het dit vir jou gewys. Die Here sal vir jou dit openbaar. Vertrou die Here verder. Jy het 'n gedeeltelike openbaring gekry. Bid en sê, Here, ek wil verstaan wat hierdie ding beteken. En baie keer beteken nie dadelik ietsie, baie keer beteken dit vorentoe kry jy iets. Uitlegging, laat alles tot stigting geskied. Die belangrike ding is, elkeen het 'n bydrae. En dis iets wat ons nooit moet vergeet nie. Dat die kerk is nie daar vir 'n pastoor of 'n prediker om alleen op te staan en 'n boodskap te bring en almal gaan huis toe nie. Paulus is baie duidelik daaroor. Hy sê, wanneer julle saamkom, dan het elkeen iets. Daar moet lering wees, daar moet psalms wees, daar moet 'n openbaring, daar moet 'n taal. Die gawes van die Gees moet funksioneer. Weet, ons is baie keer, kyk ons na ander kerke skepties en sê, ja, julle het nie die gawes van die Gees nie. Maar hoe lyk dit in ons eie byeenkomste? Ons moet baie keer gaan kyk daarna en sê, maar het ons nie meer nodig van wat deur die Heilige Gees gegee word, eerder as om in 'n tradisie te verval, waar daar net gepreek word, en net een deel van die 9 gawes is wat daar deur die Heilige Gees gegee word nie. Ok, nou kom ons al nader aan die prakties. Hoe om 'n taal uit te lê? Nou eerstens, 1 Korintiërs 14 vers 5, die Bybel moedig ons aan om tale uit te lê. Weet jy of julle dit geweet het? Maar kom ons lees dit. Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 vers 5, ek wens dat julle almal in tale spreek. En dan sê hy, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. So kom ons gaan kyk nou net gou vir die oomblik. Tale en uitleg aan die een kant, profesie aan die ander kant. 'n taal met 'n uitleg is dieselfde as 'n profesie wat sonder 'n taal gekom het. So dit kan julle gerus in gedagte hou.
Hoekom daar die twee verskillende goed is, sal ons nie weet nie. Die Gees van die Here weet hoekom en waarom. Maar dit gaan oor wanneer daar 'n taal gebring word in die kerk. En daar's nie 'n uitleg nie, dan weet niemand wat dit beteken nie, en dit kan vir niemand 'n woord van opbouing wees. So Paulus sê, wanneer daar 'n taal gebring word in die kerk wat 'n taal is wat 'n uitleg moet hê, dan moet iemand bid dat hy dit kan uitlê, sodat die gemeente kan verstaan en sodat hulle kan sê, prys die Here, amen, ons vat dit. So is eintlik interessant dat Paulus sê, hy moet dit uitlê. Dis 'n opdrag. Moenie 'n taal sommer net los nie. Dit moet 'n uitleg hê. 'n Mens moet eintlik bid totdat daar 'n uitleg kom. Kans gee daarvoor. Punt A, dit bou die hele gemeente op. So die doel is heeltyd, die hele gemeente moet gebou word. Die hele gemeente moet stigting ontvang. Die hele gemeente moet verstaan. Dan punt B is, bid vir die uitleg. So as die uitleg nie net kom nie, bid dat jy hom sal ontvang. Die Here wil hom gee. Die Gees van die Here is daar. Die uitleg is gereed om ontvang te word. Maar bid, want wat doen bid? Bid stel my antenne sodat ek die stasie reg opvang, om dit so te vertaal, om dit so te verduidelik. So, ek moet nie bid met die idee dat ek moet God sy arm draai, hy moet nou vir my sê. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die taal is reeds beskikbaar, die Heilige Gees is gereed om hom te gee. Die Heilige Gees sal jou nie 'n taal gee en dan nie 'n uitleg daarmee saam nie. Dan dien dit geen doel nie. Dan is dit teen die skrif. En die Heilige Gees sal nooit teen die skrif wees nie. So wanneer die taal kom, moet jy weet die uitleg is reeds gereed. Ek moet nou net bid sodat ek dit kan ontvang. So wanneer ek bid, dan gaan dit oor ek moet nou kry. Ek moet dit nou ontvang. Ek moet nou ingesteld raak. So wanneer ek in daai oomblikke bid en sê, Here, gee vir my die uitleg, dan is die inisiatief aan my kant, nie aan God se kant. Julle verstaan. Vers 12 van 1 Korintiërs 14. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Dit is my wonderlik dat Paulus sê, probeer. Want dis nie te sê, mens kry dit dadelik reg nie. Maar dit beteken, hou aan, probeer, soek daarna, begeer daarna, kyk daarna, deursoek jou gees, ontdek in jouself wat jy moet instel en wat jy uit die pad uit moet kry, sodat jy kan hoor. Dan sê vers 13, daar moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Prys die Here. Dan die tweede punt. Wanneer ons bid vir die feit om tale te kan uitlê, dan moet ons eerstens weet dis God se wil. Paulus sal nie in die Bybel laat opteken en sê, bid dat jy dit kan uitlê, as dit teen God se wil is. So, wanneer ons dit so sien, dan moet ons dadelik weet, om 'n taal te kan uitlê, is God se wil. Dis nie God se wil nie, dit is. En kyk wat sê 1 Johannes 5 vers 14, hy sê, en dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. So ons weet nou dis God se wil, dat ek die taal kan uitlê, en as ek iets vra volgens sy wil, dan weet ek dat hy my hoor. En dan sê hy vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry. So dis 'n eenvoudige logika hier. As ek weet dis God se wil, dan bid ek en dan hoor hy. En as hy hoor, dan ontvang ek. En dan sê ek vir myself, ek ontvang nou. En wanneer ontvang ek? Markus 11 vers 24 verduidelik dit eintlik vir ons mooi. 2 beginsels van die gebed van petisie. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang. Julle sal sien ek het daai sal doodgetrek. Die sal het die Bybelvertalers daar ingesit net dat die sin maak, want hy het nie vir hulle sin gemaak nie, maar daai sal is nie in die Grieks nie.
Hy is nie in die oorspronklike taal nie. Wat Jesus daar gesê het is, als wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang. Nou, dis in die teenwoordige tyd, dit is nou, en hy sê, en julle sal dit verkry. Nou, onthou julle, ek het 2 weke terug vir julle gesê, in die Grieks is daar baie duidelike tydsaanduidings by elke woord. Party woorde tot 2 tydsaanduidings. Nou hier is die tyd baie duidelik. Jesus sê, die oomblik wat jy bid, in daai oomblik ontvang jy. So, dis 'n wonderlike wete. Ek kan weet, ek kan nou bid, en God gaan vir my nou die uitleg gee. OK, nou gaan ons dit prakties doen. Is julle gereed daarvoor? Nou, wat ek nou wil hê ons moet doen, ons gaan nou in tale bid, vir 'n minuut of 2 of 3. En dan gaan ons iewerster, jy besluit self wanneer, stop jy. En dan bid jy, sê, Here, gee my die uitleg. En wanneer jy dit gebid het, dan maak jy jou mond oop en jy begin praat. En dalk is dit nie, onthou, wanneer ons met die bonatuurlike te doen het, is dit nie natuurlik nie. Maar, kyk wat kom uit. Begin praat en sien wat plaas die Here in jou mond. Maar die belangrike ding is om nou te oefen, om nie jou verstand te gebruik nie. So moenie voor die tyd dink, OK, ek gaan nou begin. En dan gaan ek sê, Here, dit. Jy mag glad nie dink, wat gaan jy sê? Jy moet sê, Here, ek vertrou U nou om my hierdie uitleg te gee. En ek vertrou nou, Here, dat ek in hierdie taal sal kan uitlê. En dat U vir my dit gaan gee. So wat jy gaan kry, dalk moet ek dit eers na die tyd sê, maar kom ek sê dit maar nou. Die meeste, of kom ons sê, die helfte van die tyd gaan dit lofprysing en aanbidding wees, tot eer van die Here. Die ander helfte van die tyd gaan dit 'n woord wees, wat vir jou raad en kennis en wysheid gee vir dit wat jy in jou eie lewe nodig het. Dit is wat die, hoe kan ek amper sê, die private tale en uitleg is. Die Here sê vir jou, wat sê hy van jou of vir jou, of om jou te bemoedig, of om 'n antwoord te gee op iets wat jy van hom wil weet. Iets in daai rigting. En hierdie is, dit klink dalk eenvoudig. Maar ek wil vir julle sê, daar's nie voorwaardes nie, daar's nie dinge wat jy eers moet uitkom nie. Ons is baie keer, wil ons die gawes van die Gees plaas op 'n prestasie tydlyn of 'n prestasie pylvak. En hierdie is nie 'n beloning vir een of ander goeie lewe of hoeveelheid geestelike tyd wat ek saam met God spandeer, of 'n pad, soveel jare al wat ek by die pad van die Here stap, dan kry ek hierdie gawe nie. Die gawes van die Gees word gegee. En soos ons laasweek vir mekaar gesê het, dit is aan die begin van jou pad saam met die Here. Dis nie 'n beloning vir die einde nie. Daar's ander dinge wat belonings is vir die einde, maar nie die gawes van die Gees. Gawes van die Gees is toerusting. Voordat ek my werkers stuur om iets op die plaas te gaan doen, dan gee ek vir hulle die gereedskap wat hulle gaan nodig hê as hulle daar kom. En dis wat die gawes van die Gees is 'n gereedskapstuk wat God in jou hand wil plaas. So, nou gaan ons dit beoefen. As jy nog nie in tale kan praat nie, dan is hierdie nou ook net so 'n goeie geleentheid om te bid en sê, Here, gee vir my dit. Dan probeer jy eers in tale praat. As jy dit nog nie kan regkry nie, bid en sê, Here, asseblief vul my met die Heilige Gees. Ek het toevallig gister met my ouma gepraat, sy luister Sondag se boodskap en sy stuur vir my boodskap en sy sê hoe sy baie mense vir haar hande opgelê in die kerk en sy kon nooit die Heilige Gees ontvang nie. En sy het huis toe gegaan en sy het besluit na 'n boodskap hier wat die pastoor die Sondag gepraat het oor Jakob wat geworstel het met die Here en gesê het, Here, ek sal U nie los voordat U my nie seën nie. En sy het in haar sitkamer gaan kniel op die mat en sy het begin bid. Sy het gesê, partykeer, sy het vir 'n paar minute gebid, dan weet sy nie wat om te bid nie, dan begin sy maar weer, want sy het gesê, sy sal die Here nie los nie. En die volgende oomblik, toe hoor sy iemand praat in 'n vreemde taal, en toe sy mooi agterkom wat gebeur, toe sit sy self.
En dis hoe vinnig en maklik dit gebeur. En so ja, kom ons gaan nou net vir 'n oomblik in tale bid. En onthou, jou tale kom nie deur jou verstand nie, so moenie stil sit en in jou kop het probeer doen nie. Dit moet by jou mond uitvloei. En so hard genoeg dat jy jouself kan hoor, moenie omgee oor almal langs jou nie. Ons moet hierdie goed oefen. As ons dit nie nou doen nie, wanneer gaan ons dit doen? So kom ons doen dit. En kom ons gaan die Here vertrou om vir ons 'n uitleg te gee. En dan na 'n paar minute dan stop jy, bid vir die uitleg, kry die uitleg en dan gaan ons hoor. So, kom ons gaan. 1 2 3. Rasa da bedin drabasalo budun drafopapala narmaya drabikata drabasifri drabasan bayan drabasabrian drabasurdun drabia kabatasia. Genemen en revie drabata drabia katapri superloop fond drabian drabadan kabata prietra fata di revie priesa. Talada di drokutu dria drabasapri drevie hamanan drabiden drabasipri drabasubia. Oh, Vader, dank je. Dank je, Jesus. So ek het nou deur die dag het ek nou 'n paar keer bietjie geoefen en so vir my interessant dat dit wat ek nou vanaand ontvang, die uitleg van die taal, hoe geweldig anders dit is as dit van vanmiddag. Vanmiddag gaan oor die grootheid van God en die almag van God en die verhewenheid van God. En vanaand gaan dit oor God sê ek maak 'n nuwe pad, ek gaan vir julle 'n nuwe weg wys. Hier's tye wat gaan kom wat ek vir julle gaan goeders oopmaak wat julle voorheen nie geken het en verstaan het nie. So amen, het jy ook in dieselfde lyn gekry, Rika? En dis baie keer wat die Here doen, wanneer ons so saam is en die Here gee vir verskillende mense verskillende woorde, gaan jy sien op die ouend is daar 'n deurlopende tema. Iets wat heeltyd uitkom. Soos baie keer is daar sê 'n tema van liefde. Ander keer is daar 'n tema van vrymaak. Ander keer is daar 'n tema van Jesus wat nader wil kom en meer verhouding. Wat ook al, maak nie saak nie. Maar oefening. Oefening is die ding wat jou gaan bring by die plek waar jy dit gaan verstaan. So omdat ons hier is om te oefen, ons gaan nou sien, Paulus sê ons moet hierdie goeters oefen en daar's 'n tyd wat ons dit oefen, gaan ons nou vir ronde 2. Is julle nou reg vir nog 'n ronde? Kom ons probeer weer. Kom ons gaan nou weer bid. Ons bid in tale tot op 'n punt, stop, dan probeer onderskei in jou gees. Probeer jou verstand stil kry, probeer jou gees toelaat om te vloei, maak jou mond oop, begin praat. As daar wil iets kom, laat dit vloei. Moenie probeer dink wat jy gaan sê nie, laat dit net vloei. As jy nie iets kry nie, begin bid. Sê Here, ek vertrou U vir 'n uitleg. En dan
laat jy dit weer vloei. So kom ons gaan weer. 1, 2, 3. Amen. Enige iemand meer iets beleef? Ja, deel vinnig is reg, Rika. Ja. Ja. Sy, amen, prys die Here. Amen. Ja, wonderlik. So, julle weet wat die proses is. Vat dit huis toe en begin dit daar oefen. Dis baie makliker waar mens alleen is. Hier hoor ek die ou langs aan en wonder ek, joh, hy praat dan lekker taal, ek wonder hoe sal ek dit reg kry, of al sulke dinge, of 'n mens is bietjie onder druk, want ons is nou hier, ons kyk vir mekaar en ons het tyd en al hierdie dinge, maar vat dit huis toe. So, daar's die proses. Kom ons gaan gou na profesie toe. Om te profeteer is basies in baie opsigte dieselfde. Wanneer dit kom by die gawes van die Gees, werk profesie in dieselfde rigting. So kom ons gaan kyk gou wat sê Paulus 1 Korintiërs 14. Jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Paulus reken dat profesie is die hoogste gawe wat daar is. Dis 'n gawe wat jy kan gebruik om te weet wat sê die Here. Om vir ander mense te kan sê, om vir jouself te profeteer, om te profeteer oor situasies, oor jou werksomstandighede, oor jou geldsake, oor jou huislike omstandighede, oor elke tipe ding wat jy kan, is daar profesie. So, Paulus sê, jaag dit na, beywer jou vir dit. Die tweede versie daar, 1 Korintiërs 14 vers 23, as die hele gemeente dan saam vergader het en almal sou in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Is dit nie waar nie? Hier iemand kom en hy was nog nooit in 'n Pinksterkerk nie, en ons praat almal in tale hier, hy sal dink ons is mal. Wat sê Paulus? Maar as almal profeteer, en daar kom 'n ongelowige of 'n onkundige binne, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat ons graag wil sien gebeur. So Paulus sê, so as ons profeteer, as ons opstaan en sê, so spreek die Here, dis wat ek ervaar wat die Here sê, dan gaan mense wat geheimenisse in hulle hart het, daai goed gaan van oopgemaak word. God wys dit, God openbaar dit, en hierdie ou sal weet, niemand het dit geweet nie, God moet hier wees, dit kan net die Here wees wat dit openbaar. En dis die funksie wat hy sê, wat profesie het, tot ongelowiges. Kom ons kyk, 1 Korintiërs 14 vers 31, hy sê, want julle kan almal een vir een profeteer. So wie kan almal profeteer? Almal. Niemand is uitgesluit nie. En hy sê, ons kan een vir een, kan ons profeteer, sodat almal kan leer. So hy sê ook, ons moet by mekaar leer. Ons moet hoor, hoe werk profesie? Hoe praat ek? Hoe sê ek? En almal word bemoedig. So wanneer dit kom by profesie, dan
wil ek sê, as jy nog nie geoefen is in profesie nie, dan is 'n veilige plek om te sê, kyk, wanneer ons gaan kyk in die Ou Testament, ons sien hoe die profete gepraat het, die profeet het gekom, hy het opgestaan, hy het gesê, so spreek die Here. Nou, vir 'n kind van God wat leer om te profeteer en wat besig is om te studeer in hierdie dinge, is dit nie 'n goeie plek om te sê, so spreek die Here nie. Want dalk het jy in jou gees nog nie presies reg onderskei nie, en daar's dalk nog van jou verstand so bietjie ingemeng by dit wat jou gees behoort te sê, en jou woorde is nie heeltemal reg en korrek nie. So 'n veilige plek om te doen is om te sê, ek ervaar die Here sê, so. En dit is 'n aanvaarbare ding ook, want die woord sê ook, Paulus sê ook, laat een opstaan en profeteer en laat die ander dit beoordeel. Is dit nie waar nie? So, die mense wat na jou luister, laat hulle luister dit wat jy sê, ons meet dit aan die woord van die Here, is dit gepas? Is dit opbouend? Is dit stigtend? Is dit waar? Wat sê my gees? Getuig my gees saam met jou gees. En op grond daarvan leer ons om te profeteer. So dis profesie. Beywer jou, met ander woorde, desire earnestly, sê die Engelse vertaling. Dit beteken om ernstig te begeer. En in my lewe is dit 'n ernstige begeerte om die gawes van die Gees te hê. Ek weet nie in julle lewens nie. Dan sê hy, bid vir profesie. So ek gaan nou dit doen wat die woord sê. Ons gaan bid vir profesie en dan laat die woorde van profesie vloei. So nou gaan ons weer 'n profetiese oefening hou. Nou ons is al so 'n bietjie uit tyd uit, so ek gaan dit nou net vinnig probeer doen. Maar kom ons gaan net vir 'n oomblik, gaan ek net bid en sê, Here, ons vertrou U vir die gees van profesie. Dat U deur ons mond sal gebruik, ons werktuie sal gebruik, en dat ons sal spreek wat die Here sê. En dan gaan ons begin profeteer. Dan gaan ons begin spreek wat ek ervaar wat die Here sê. En dan wil ek graag hê ons moet deel met mekaar wat ons ervaar. So, kom ons gaan doen dit net vir 'n oomblik. Vader, ons dankie vanaand, Here, dat ons in hierdie dinge ons kan bekwaam maak, Here. Dankie, Vader, dat ons kan luister wat die woord sê. En Paulus sê, ons kan almal leer. Ons kan almal een vir een profeteer. Here, dit sal 'n wonderlike dag wees, die dag wat ons in ons gemeente kan 'n profesie diens hou. En almal kom, hulle staan op en hulle profeteer een vir een en sê, so spreek die Here. En wat 'n wonderlike tyd sal dit wees, Here. Maar terwyl ons nog nie heeltemal daar is, wil ons dit vanaand kom oefen. En ons wil ons inskerp en sê, Here, laat ons monde profeteer, laat die woorde van God oor ons lippe vloei. Ons weet dis U wil, ons weet dis ons deel, ons weet U het vir ons daai pad oopgemaak, Here, en laat dit nou vloei uit elkeen se mond in die naam van Jesus Christus. Amen. Ok, kom ons gaan net sommer by onsself net spreek wat die Here sê. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here, ons ontvang dit. Ons ontvang dit. Ons ontvang die Here. Dan sal ek so sê, Here. Dankie, Jesus. Ons ontvang. Prys sy naam. Halleluja. Vader, ek kom net ook en ek bind elke gees van twyfel, en elke gees van ongeloof, en elke gees van vrees, en elke gees van skaamte. Die Here, dat ons sal spreek soos wat die Gees op ons harte lê in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees. Halleluja. Halleluja. Want U is verhewe. Die hemel het rood uit. Die heerskappy van God straal uit. U is verhewe bo alles. Groot en magtig is die grote naam. Halleluja. Amen. Dankie, Vader. Dankie, Here, ons ontvang. Amen. Wie wil bietjie ietsie deel? Wie ervaar die Here het vir hulle iets gesê of iets gewys? Yes, Rika.
Okay, dis die krag van God tot redding. Amen. Wie ervaar nog iets? Partykeer wys die Here vir jou 'n prentjie. Nie noodwendig woorde nie. Trika, vertel bietjie, wat sien jy? Okay, dis hy. Daar's 'n gedeeltelike profesie. Nou kan jy verder bid en sê, Here, dankie vir dit. Ek het dit gesien, maar ek het nodig om te weet wat dit beteken. Spreek deur my, vertel my, wys my. Wie wil nog ietsie deel, Johan? Yes. Amen. Ja, daar's 'n tema van donker en lig. Wat die Here sê, ek bring lig, ek maak oop, ek bring jou uit die duisternis uit. Die mense daar buite, kry swaar en die vyand pleis hulle oor ons wat nou bevoorreg is. Ons waarsku, as die ander se takke afgekap het, hulle kan nie meer die sonlig kry nie. Dis geen wat beteken. Ja. Ek het nie blare, kan ek nie opkom en gaan my boom dood. Ons is soos 'n boom op. Ja. Ons kry die woord en hy kom die water aan die ene bevestig. Die Here wat groei. Amen. Nie onsself nie oorwinning, maar die kruis. Ons lig laat al hoe helder skyn na buite. Al mense kan op 'n manier goddelik jaloers word. Yes. Dit het my gebeur. Ek het hele geval in die lewe. Ja. Hierdie vyand het my geword. Ja. Ja. Dit is ek behandel. Die groep het op my gedraai en sê, ja. Kom hier na. Ja. Hierdie woord wat ons elke keer van aanspreek, wil dit penetreer in die mense se harte. Dit ook begin hier word en sê, ja. Want hulle kyk op na die Christene. Hulle verwag ons hulle nou ja. Die plek is ja. Sommige inkomste Sondag. Ja. Amen. Amen. Ja. Daar's genoeg literatuur wat mense kan. Dis hy. Okay, baie dankie. Wie het nog iets gesien? Wie het nog iets beleef? Okay, kom ons gaan nog vir 'n vinnige tweede ronde. Ons vertrou die Here. Probeer in jou gees optel, wat sien jy, wat beleef jy, wat hoor jy? Maak jou mond oop, begin praat, as daar iets wil vloei, laat dit vloei. En dit is eenvoudig, dit is nie moeilik nie, moet dit nie moeilik maak nie. Kom ons gaan vir nog 'n rond, ons vertrou die Here. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here, U is die gees van profesie. U is die een wat openbaar, U is die een wat geheimenisse bekend maak. U is die een wat ons iets wil gee wat ons nie weet nie, Here, wat ons diep in onneergrondelike dinge wil wys, Here. En dankie Here dat in hierdie oomblikke, en elke broer en suster, maak U vir ons oop wat U vir ons vanaand wil sê in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Ons ontvang dit nou, Here. Halleluja. Halleluja. Oh, prys die naam van Jesus. Halleluja. 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 Amen. Wie wil ietsie deel? Ja, dis reg, Rika. Ek het 'n groot duif gesien. En die duif se oë was gefokus op praat maak en saamkom. En agter die duif en daar kom klein duif. Okay, prys die Here. Kom dit van my op. Ek wil dat my dinge kry. Ek die oë van my duif gefokus. Amen. Amen. Nog iemand? Ja, nee, ek glo jy kan.
lees natuurlik terug, maar daar staan geskryf dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die angst gee dat dit is antwoord. Amen, prys die Here. Ja, wonderlik. Ek dink dit pas so mooi by ons hele tema vanaand om die gawes te soek, oor die aangesig van die Here te soek. Nog 'n laaste ietsie, Johan? Ek kan net sê, soos in die musiek toe, ek kan net op dat musiek sien. Okay. Iets snaaks, ek het die hele tyd probeer te nou, maar wat sien ek van? Ja, Jy daar staan op, staan se prys die Here. Ja. Ja. Partykeer is dit goed om 'n ding wat jy gesien het te teken. As jy 'n boek het of 'n dagboek, teken hom daar, want daar's 'n vrou, sy is hoof van die wêreld voorbidders. Ek kan nie onthou presies wat die naam is nie, is 'n Engelse naam. Maar die wêreld voorbidders en sy het jare terug het sy 'n sleutelgat gesien. Soos waar jy sleutel indruk. En sy het nie geweet wat dit beteken nie, maar sy teken hom in haar dagboek. En sy los dit daar en sy gaan aan en dit was toe sy nog jonk was en nog lank voordat hulle hierdie assosiasie gestig het van die wêreldbidders. En jare later kom sy op daai dagboek af, wat nadat hulle al die wêreldbidders gestig het en wêreldwyd versprei het, en toe sy daai dagboek blaai, toe kry sy daai foto wat sy geteken het van die sleutelgat, toe sien sy dit is hulle assosiasie se logo. En sy het dit nooit daai tyd geweet nie, sy het dit nie so beplan nie, en onmiddellik toe kom die goed by mekaar, en sy weet sy het dit daai tyd al gesien, die Here het van geopenbaar, sy het nie geweet wat dit beteken nie. Maar so werk die Here, en so werk die gawes van die Gees. So ja, kom ons gaan, nou gaan ek net afsluit, dan bid ek, dan kan ons vandag. Vader, ons dank U, Here, vir heerlike tye, Vader. Hierdie is vir ons 'n nuwe veld. Dis 'n onbekende veld. Ons weet nie hoe dit werk nie, Here. Ons is ongewoon daaraan, wil ek sê. Here, maar Vader, dit is wat U woord sê, dit is die waarhede, dis die dinge waarin die mense van die Nuwe Testament gewandel het, waarin hulle gefunksioneer het. Dis op grond waarvan al die wonders en die dinge geskrywe is wat in die boek van die lewe beskryf word, wat ons Bybel genoem word, Here. Maar Vader, ek wil bid, Here, dat U vir ons hierdie dinge sal help om ons aan te oefen, om ons gees te oefen, om ons verstand stil te maak op die regte tye, om ons op die onderskeiding te gee, wat van U af is en wat uit onsself uit is, Here. En dat ons magtig en sterk kan word in die Gees, en dat die gawes van die Gees deur ons kan funksioneer op alle vlakke, in die naam van Jesus Christus. Amen.